Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Mag jy vandag meer leer van die vrug van die Gees en mag dit in realiteit in jou lewe word. Mag jy anders in die lewe gaan leef, meer vrug gaan dra, omdat dit juis die Heilige Gees is, wie se vrugte ons dra, wat jou help om vrugte 'n realiteit in jou alledaagse lewe te dra. Genade en vrede vir jou, van God onze Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Baie welkom hier. Ek is so opgewonde om in hierdie reeks van ons, die Heilige Gees in my, uiteindelik uit te kom by die vrug dra. Dis die hele rede hoekom ek hier in hierdie reeks kom skiet dit, waar hierdie bome so swaar aan hulle narkies dra. Dis op my chommy Johan Roos en sy seun Gideon se plaas Rust en Vrede hier tussen Stellenbosch en Somerset Wes. Nou ek is mal oor narkies. Ek eet hande vol voor en na die preek en dan gaan pluk ek nog 'n paar krat of 'n krat daar aan die ander kant waar hulle laas geoes het. Nou wanneer 'n mens hierdie vrug so lekker eet en jy breek hom so oop, dan kom hier 'n geur los. Nou dis seker hoekom Jan de Wet sing, my nooi is in 'n narkie en my ouma is in kaneel. Dit is wat ons moet doen. Ons moet in hierdie wêreld gaan vrug dra. Sulke groot lekker vrugte, sodat die wêreld 'n aangename geur van Jesus kan ervaar. Wanneer die Heilige Gees in ons woel, dan is die gevolg, die netto effek, dat ons outomaties in ons lewe sal gaan vrug dra, dat ons vir Jesus gaan wys, vir die wêreld gaan wys hoe lyk Jesus. Dalk het jy ergens ietsie gemis. Dalk verstaan jy nie wie die Heilige Gees is. Ons het gesien in die reeks dat die Heilige Gees is nie 'n krag of 'n invloed of 'n gevoel nie, maar is God self wat gekies het om naby ons, in ons te kom leef. Dalk het jy gemis om te weet wat die Heilige Gees in ons doen. Die Heilige Gees verander ons hier van binne af. Hy help ons om Jesus raak te sien. Hy gee ons krag vir elke dag en staan by ons as 'n helper. Waar ons eie vermoë ophou, gaan die werk van die Heilige Gees voort. Dalk het jy gemis om te verstaan hoe praat die Heilige Gees. Want hy praat deur God se woord, deur ander mense, deur omstandighede. Hier binne in ons praat die Heilige Gees. En daarom moet ons leer om stil te word en te luister wanneer hy ons lei. Dalk weet ons nie wie ons is as gevolg van die Heilige Gees wat in ons is nie. En daarom mis ons iets. Omdat die Heilige Gees in ons woon, is ons nie meer verlore nie, maar kinders van God. Ons identiteit het verander. En uit daardie nuwe identiteit begin 'n nuwe lewe groei. So as jy ergens dalk iets gemis het en nog nie verstaan nie, gaan kyk weer op ons YouTube kanaal. Want die Gees in ons maak seker dat ons verstaan wie die Gees is, wat hy doen, hoe hy praat en wie ons is as gevolg van hom. Want as dit alles waar is in ons, dan lê die proef in die pudding dat ons vrug dra, mooi vrugte dra en 'n lekker geur gaan afgee in die wêreld daar buite. My nooi is in 'n narkie, my ouma in kaneel.
ons Vader en ons Gees en ons Jesus. Dankie dat U vir ons as mense gekies het. Ons sondige mense. Dankie Vader vir U plan wat U gemaak het om vir Jesus te stuur om te kom sterf vir ons sondes. Dankie vir die Gees wat in ons woon. Dankie dat ons nie alleen deur hierdie wêreld hoef te stap en sy uitdagings te tackle nie, maar dat die Gees in ons is en ons help. Dankie dat ons die voorreg het om te mag vrug dra in hierdie wêreld. O Gees, help ons om te verstaan dat die vrug nie afhanklik is van my nie. Want dit is nie die vrug van Gerrie Ben of die vrug van Jan of van Sunny nie, maar dit is die vrug van die Gees. Help ons om te verstaan dat ons net met meer ruimte maak, sodat U Gees met U vrug in ons lewe kan woel, sodat U vrug sigbaar kan word vir die mense om ons. Ek vra, Heilige Gees, vergewe die bedienaar van die woord en ons almal se sondes. Amen. Net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. Natuurlik is die wet nie gekant teen so 'n leefwyse nie. Elkeen wat in Jesus Christus glo, moet so leef. Want al ons sondige begeertes is saam met hom aan die kruis vasgespijker. Die Gees het ons splinternuut gemaak. Daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. Kom ons hou dadelik op om so baie van onsself te dink. Ons mag nie onder mekaar stry of op mekaar jaloers wees nie. Die vrugte van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek praat altyd van die vrugte van die Gees, wat eintlik verkeerd is, want die Bybel praat van die vrug van die Gees. Ek verstaan eintlik hoekom dit so is, want as ons praat van 'n klomp vrugte, dan klink dit dat ons kan pick and choose watter van hulle om te kies, om te doen en watter nie. Watter is vir my maklik om te doen? Ja, dit is maklik om liefde, vreugde en vriendelikheid te leef en ek sal sommer baie van hulle dra. Maar daardie wat 'n bietjie moeilik is vir my, dalk geduld of goedheid of selfbeheersing, nee, ek gaan hulle nie kies nie, want dit kom net nie van self nie. Dit trek te veel amps. Maar dit werk nie so nie. As ons kinders van God is, het ons die Heilige Gees in ons. En dan is die outomatiese gevolg dat ons daarvan al die vrugte sal dra.
dat ons een mandjie het van vrug. Onthou, hierdie bome kan nie appel of pere dra nie. Dit is netjiese narkiebome en hulle vrugte wat hulle gee is narkies. As ons die Heilige Gees in ons het, moet ons die vrug van die Gees beginne dra. En ek sê juist, en dit het ons agtergekom in die reeks, dat ons het begin dra, want dit is 'n proses. So ons is nie presies soos hierdie narkiebome nie. Ons dra nog 2 soorte vrug. Ons eie vrug en die Heilige Gees se vrug. Ons dra baie van die vrugte wat nie van selfsprekend kom nie. Wel eintlik dra ons baie keer die teenoorgestelde. Iemand sny voor jou in. Daar in die verkeer en liefde verander sommer vinnig in frustrasie. En jy sê 'n paar woorde wat nie in die Bybel staan nie. Die kinders mors weer in die kombuis. Net nadat jy dit reggemaak het en skoongemaak het. En vrede vlieg by die venster uit. Jy maak dalk jou Facebook of jou Instagram oop en binne 5 minute is jou vrede weg, want jy vergelyk jou lewe met andersin. Jy hoor van iemand wat agter jou rug gepraat het en skielik voel jy die vergifnis so baie ver en bitterheid is naby. Jy lê wakker oor geld en gesondheid of jou kinders en bekommernis steel die vrede wat God vir jou gee. Jy werk hard, niemand sê dankie nie. En vreugde verander in selfbejammering. By die huis is jy kort van draad teenoor die mense van wie jy die liefste het. Of dalk glimlag jy by die kerk, maar binne in jou kook die stres en die angstigheid en die onsekerheid. Of dalk bid jy vir geduld en dan teen 10:00 die oggend het iemand jou reeds die dinges ingemaak. Jy weet God is in beheer, maar jy probeer steeds elders selfbeheer. En dit bring ons by die groot vraag, omdat ons die goed nie reg kry nie. Nou as ek sien daar groei bekommernis, meer as vrede, meer frustrasie as liefde en meer moedeloosheid as vreugde, wat moet ek dan doen? Moet ek net harder probeer? Moet ek my tande net stywer op mekaar kners en beloof ek môre gaan ek weer liefdevol wees? Dis juis waar baie van ons verkeerd draai. Ons dink die antwoorde is om harder te probeer. Paulus sê, dis nie so nie. Dis nie om harder te probeer nie, maar om nader te leef. Nader aan die Heilige Gees. Om meer ruimte te gee, om toe te laat, om die stuurwiel van ons lewe oor te neem. En onthou, hy praat nie van die vrug van goeie mense nie. Hy praat nie van die vrug van Christene nie, maar die vrug van die Gees. As ek beter vrug wil dra, moet ek nie heeltyd na die vrugte kyk nie. Ek moet kyk na die een wat die vrug laat groei in my. Johan kom nie elke oggend hier en hy sê vir die narkiebome, maak nou narkies nie. Nee, hy sorg vir die wortels en die water in die boom dwars deur die jaar en dan kom die vrug van self. En dis presies wat ons die afgelope paar weke geleer het. Ons leer die Heilige Gees ken. Ons verstaan wat hy doen. Ons luister wanneer hy praat. Ons leef vanuit 'n nuwe identiteit as kind van God. Want hoe nader ons aan die Gees leef, hoe meer begin sy vrug van self in ons te groei, soos dit in hierdie boom beginne groei. Dit is dan goed om presies te verstaan, wat is die 9 vrug van die Heilige Gees, sodat ons hulle kan herken en erken in ons lewe, en ons ook kan sien, watter van hulle se vruggies is nog so effe aan die klein kant. Kom ons kyk na die eerste 3 vrugte wat begin wys wanneer die Heilige Gees werklik ruimte in ons mense kry. En dit is liefde, vreugde en vrede. En as ons die 3 begin regkry, dan sal ons sien dat die volgende 6 makliker is. Nou, hoekom sê ek so? Dis David Pawson wat my gehelp het om te verstaan hoe hierdie 9 vrug van die Heilige Gees in mekaar steek.
Hy deel dit in 3 op. Hy sê dis opwaarts. Jou verhouding met God is liefde, vreugde en vrede. Hierdie 3 beskryf wat in jou hart gebeur wanneer jy reg leef met God. Jy beleef sy liefde. Jy vind vreugde in hom en jy rus in sy vrede. Dis op. Maar dan is daar ook uitwaarts. Jou verhouding met ander mense is om geduld te hê, vriendelik te wees en goed te doen. Hierdie 3 word sigbaar in hoe jy ander mense behandel. Die Gees verander nie net jou verhouding met God nie, maar ook met die mense om jou. En laastens, inwaarts sê hy, hoe getrou jy is, jou sagmoedigheid en hoe jy jouself kan beheer. Nou hierdie 3 wys hoe die Gees jou karakter vorm. Jy word betroubaar, nederig en jy leer om jouself te beheer. So sien jy, as jy reg lewe opwaarts in jou verhouding met God, dat jou hart verander en dat jy anders sal begin optree teenoor ander, dat jy anders sal leef in jouself. Die vrug van die Gees is heel eerste liefde. En tereg ook so, want love makes the world go round. As ons die liefde ding eers reg kry, dan val alles in plek. Liefde is die belangrikste. Nie net op aarde nie, maar in die hele heelal. Liefde is wat die mens gered het. Dis uit liefde wat God 'n plan gemaak het om te keer dat ons nie in onsself of in ander of in die dood vasloop nie. Liefde het gemaak dat God bereid was om sy eie seun te stuur om die mensdom van die verderf te red. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy bereid was om sy eie seun na die aarde toe te stuur om te kom sterf vir my en jou. Aangevuur, gemotiveer, gedryf deur liefde. Dit is alles uit liefde. Dit is liefde vir die mensdom, dat Jesus bereid was om die pad deur die kruis, deur die dood, deur die graf te stap. Liefde is die petrol vir Jesus se dade. Al die dade, alles wat hy gedoen het hier op aarde, het uit liefde uitgevloei. Sy wonderwerke, sy genesing, sy vergifnis, sy geduld met mense, sy opsoek van die uitgeworpenes, sy trane by Lazarus se graf. Liefde was die dryfkrag agter elke tree wat hy gegee het en elke woord wat hy gespreek het. En wie bring Jesus na ons toe? Het ons in die reeks gesien? Dis die Heilige Gees. Maar hy bring hom nie net na ons toe nie. Hy help ons om Jesus te leef. What would Jesus do? Word ons modus operandi. En hoe vat dit grond in ons? Ons moet liefde uitleef. Ons moet soos Jesus in alles wat ons is, liefde uitleef. Liefde is. Wanneer jy jou vrou of man met respek behandel, selfs wanneer julle nie saamstem nie. Liefde is wanneer jy vir die kassiere glimlag wat al die hele dag met moeilike mense werk. Liefde is wanneer jy terugstaan op Facebook of op WhatsApp wanneer iemand jou aanval. Liefde is wanneer jy die moeilike kollega steeds help. Al het hy jou al hoeveel keer in die rug gesteek. Liefde is wanneer jy jou kind vir die 10de keer dieselfde les moet leer sonder om op te gee. Liefde is wanneer jy iemand vergewe wat nooit eers jammer gesê het nie. Liefde is wanneer jy jou eie behoeftes eenkant toe skuif om tyd te maak vir iemand wat seer kry. Liefde is wanneer jy ophou vra, wat kry ek hier uit? En begin vra, wat het hierdie persoon nodig? Want dis hoe Jesus geleef het. En dis wat die Heilige Gees in ons kom doen. Hy maak ons nie net meer godsdienstig nie. Hy maak ons meer liefdevol. Want wanneer Jesus deur die Heilige Gees in ons leef, begin sy liefde deur ons hande,
ons woorde en ons dade sigbaar word. En word liefde ware vrug in ons lewe. Wanneer 'n mens begin leef soos Jesus geleef het en lief het soos Jesus lief gehad het, gebeur daar iets besonders in jou hart. Daar kom 'n diep vreugde. Wat nie afhanklik is van wat rondom jou gebeur nie. Daarom is die vrug volgens Paulus vreugde, daardie vrug. En dink baie van ons verwar vreugde met geluk. Ons dink vreugde kom wanneer die geld genoeg is. Die kinders happy is en ons gesondheid goed is. Maar dis nie so nie. Want as ons vreugde gekoppel was aan aardse dinge, dan sou ons vreugde die heeltyd gesteel word deur dinge wat in ons lewe gebeur. Ons vreugde sal dan die hele tyd op en afgevoeder word. En die vreugde word gebore, die ware vreugde word gebore uit die feit dat God vir ons lief is. Daardie liefde kan nie verander nie. God se liefde bly altyd dieselfde, al vang ons wat aan. Jesus se liefde is ook altyd dieselfde. En dit wat hy vir ons gedoen het, slaan ons dan plat van vreugde. Ons loop oor. Bloot die feit dat die Heilige Gees aan ons geskenk is, laat ons oorborrel van vreugde. Vir Paulus is vreugde die natuurlike uitvloeisel vir wat God vir ons gedoen het. Daarom kan gelowiges, wanneer dit sleg gaan in moeilike omstandighede, kan ons vreugde ervaar. Want die vreugde word nie opgebou deur die omstandighede nie, maar in wat God vir ons gedoen het. Jy sien, die wêreldse vreugde hang af van iets wat gebeur. Die vrug van die Gees, vreugde, hang af van wie teenwoordig is, wie die stuur van ons lewe het. Vreugde groei waar ek ophou probeer om God se liefde te verdien. En dit begin waar ek rus vind dat wat hy vir my gedoen het. En dit is alles genade. Die Griekse woord van vreugde is chara. Nou die woord stam daarvan is charis. En charis beteken genade. So dis net genade dat ons vreugde van God ontvang. Aan die een kant sê die wêreld vir jou omstandighede, as jy dit verander, sal jy vreugde kry. Paulus sê nee, as die Heilige Gees jou hart verander, dan sal vreugde outomaties self groei, al het jou omstandighede nie verander nie. Daarom kon Paulus sing in die tronk. Daarom kon die eerste Christene bly wees te midde van vervolging. Hulle vreugde was nie vasgevang in wat met hulle gebeur nie, maar aan wie by hulle was. Die Heilige Gees was by hulle. So hoekom ervaar ek nie vrede nie? En hieraan moet ons tog werk. Baie van ons vreugde word gesteel omdat ons heeldag die nuus kyk en die bankrekening dophou en probleme en uitdagings bestudeer, maar min tyd spandeer om die Heilige Gees hier te ervaar in ons. Soms, luister mooi, is dit die probleme nie geestelik nie. Dalk slaap jy net te min. Jy hardloop die hele tyd rond, jy rus nooit nie. Jy dra laste wat God nooit bedoel het jy moet alleen dra nie. Dalk probeer ons beheer hou of sit ons met onvergifnis en bitterheid. Miskien is die vraag nie, hoekom het ek nie vrede nie? Miskien is die vraag en vreugde nie. Miskien is die vraag, wat het tussen my en die Heilige Gees ingekom? Want vreugde is nie iets wat ek maak nie. Dit is iets wat groei wanneer die Gees ruimte kry om in my lewe te werk. Vreugde is wat gebeur wanneer ek ontdek God is by my. Vrede is wat gebeur wanneer ek ontdek God is in beheer. Jy sien, vreugde en vrede is soos 'n tweeling. Hulle loop saam. Want as ek weet God is by my, kan ek bly wees. En as ek weet God is in beheer,
kan ek rus. Die probleem is dat ons in die wêreld leef wat ons vrede steel. Die foon lui, ons hart klop vinniger. Die dokter bel, ons maag draai in 'n knop. Die ekonomie, die misdaad, ons kinders, ons huwelik, ons gesondheid, alles steel die vrede. Daar is altyd iets wat aan die deur van ons vrede kom klop. Daarom is dit so besonder dat Paulus nie sê vrede is iets wat ons moet gaan soek nie. Hy sê vrede is iets wat die Heilige Gees in ons laat groei. Dis nie die afwesigheid van probleme nie. Hy kom vat nie die probleme weg nie. Dis die teenwoordigheid van God te midde van ons probleme. Kan ek dit weer sê? Dis nie die afwesigheid van probleme nie. Dis die teenwoordigheid van God te midde van ons probleme. Vreugde sê, God is by my. Vrede sê, God is in beheer. Daarom volg vrede so natuurlik op vreugde, want wanneer die Heilige Gees my oë oopmaak vir wie God is, verdwyn die storms nie noodwendig nie, maar die paniek begin plek maak vir vrede. Ek het so hard probeer om beter te wees. My eie krag het my net moeg gemaak. Ek wou die vrugte met my hande groei, maar elke keer het ek weer vasgehaak. Toe wys die Gees my waar die antwoord lê, nie in probeer nie, maar in nader kom. Hoe meer ek by u bly en saam met u leef, hoe meer begin die lewe in my blom. Nie deur my krag nie, nie deur my plan nie, maar deur u Gees wat in my woon. Laat die vrug in my groei, liefde, vreugde en vrede vloei, soos 'n rivier deur droë grond. Maak u my lewe vrugbaar, God. Laat die lig deur my skyn, maak my hart al meer soos u se. Nie my wil nie, maar u Gees alleen. Laat u vrug in my groei. Wanneer die storms om my begin woed en vrese aan die deur kom klop, wanneer ek alles self wil beheer en my vertroue amper opraak, dan herinner u my weer vandag dat u nog steeds die stuur vashou. My vreugde leef nie in omstandighede nie, maar in die feit dat ek behoort aan u. Nie deur my krag nie, nie deur my plan nie, maar deur die Gees wat in my woon. Laat die vrug in my groei, liefde, vreugde en vrede vloei, soos 'n rivier deur droë grond. Maak u my lewe vrugbaar, God. Laat die lig deur my skyn, maak my hart al meer soos u se. Nie my wil nie, maar die Gees alleen. Laat die vrug in my groei. Liefde wanneer ek wil oordeel, vreugde wanneer die donker kom, vrede wanneer die wêreld skree. U Gees maak my al meer soos hom. Liefde wanneer ek wil oordeel, vreugde wanneer die donker kom, vrede wanneer die wêreld
Liefde, God gee sy seun. Vreugde, ek weet my sonde is vergewe. Vrede, ek weet my toekoms is veilig. Miskien is die vraag vandag nie, hoe kan ek meer liefdevol wees nie? Hoe kan ek meer vreugde hê nie? Hoe kan ek meer vrede beleef nie? Miskien moet ons eerder vra, hoe kan ek nader leef aan die Heilige Gees, sodat daai vrug meer kan 'n realiteit wees? Want die vrug groei nie wanneer ek harder werk nie. Die vrug groei wanneer ek nader aan die Heilige Gees is. Liefde, vreugde, vrede is nie tekens van hoe sterk ek is nie. Dit is tekens van hoe naby ek aan die Gees leef. En hoe meer ruimte ek vir hom gee, hoe meer begin Jesus se lewe sigbaar word in my lewe en in die vrug wat ek leef. Mag die Gees jou lei, mag hy vir jou help om vir hom ruimte te maak, sodat die Gees se vrug in jou lewe sigbaar raak. Amen. Liefde wanneer ek wil oordeel, vreugde wanneer die donker kom, vrede wanneer die wêreld skree, u Gees maak my al meer soos hom. Liefde wanneer ek wil